ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 403. Ek is professor aan die Studieringhuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dan kan jy my kontak. Maar moenie vergeet die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenholm version, waar ek 'n pakket het waar jy 2 Bybels kry vir 1 Bybelse prys. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika. So jy belangstel, jy by kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy in die reeks gaan kyk of luister, gaan na deel 1 en begin reg voor, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewing kan kry van al die studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Dis lewensveranderend, skryf blokpen en 'n 33 Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid. Vader, ons wil vanmôre opnuut ons afhanklikheid verklaar, omdat ons alleen dit nie kan maak nie. Ons het nodig dat U, Yafashua, ons moet dra. U het reeds vir ons die volle prys betaal, meer as 2000 jaar gelede. Maar ons wil vanmôre bely en sê, ons het nodig dat U ons genade en krag gee. Want U woord leer ons, Vader, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. Ek dank U, Yafashua, dat U die owerhede uitgeklaar, die Satan en sy trawante, hulle uitgeklaar. En vanmôre kan ek in die bruid van Yafashua, ons volbloed Jafiste, ons kan vanmôre triomfeer in Yafashua. Nie in ons eie krag nie, en U bo-natuurlike genadekrag. Seën hierdie boodskap vanmôre. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua, en elke Jafis sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se boodskap vir u 'n groot seëning wees. Loof sy bo-natuurlike naam. Die woord is so dinamies, hierdie woord is so kragtig. Die Engelse woord is powerful, halleluja. Dit is so kragtig, dat ons as Jafiste het vanmôre dan die voorreg om van die bo-natuurlike brood te eet. Ek wil amper sê manna brood, spesiale brood, koningsbrood. Wat 'n voorreg. Ons eet, ons hou nie, ja, ek eet beskuit, ek is baie lief vir anysbeskuit, maar ons eet nie anysbeskuit vanmôre nie. Ons eet koningsbrood, die brood van die ewige lewe. Nie iets wat droog geword het nie. Ons lewe vanmôre in die heiliglike. Ons funksioneer vanmôre in die lewe van vandag. Dit is soos 'n kraai wat kom 'n stuk vleis daar teen die kant van die jakkal se geraamtetjie daar teen die kant van die pad, gaan sit om 'n stukkie vleis uitpik en vreet nie. Kurkdroog gebak deur die son. Die godsdienstige wêreld lyk daar buitekant so. Maar vanmôre funksioneer ons in die krag van die Ruach HaKodesh. Ek sê nie elke kerk is soos 'n kraai wat sit en dooie vleis eet nie. Daar's kennisse van my wat gemeentes het, wat pastore is, en wat groot gemeentes het, wat fenomenale werk doen in die bo-natuurlike koninkrykswerk van Yafashua en in die bo-natuurlike name funksioneer. Halleluja.
Hy sê vir ons hier in Spreuke 21:17, die offer en die lewe, van die goddelose is 'n gruwel. Nou hoekom ek sê en die lewe na die offer, is hoekom sal 'n goddelose iets wil offer aan Jaffa? Hy is dan goddeloos, hy wil juis niks weet nie, hy is 'n ateïs, hy stel nie belang nie. Die offer en die leefwyse van die goddelose is 'n gruwel voor die aangesig van Jaffa, ons Elohim. Hy sien dit. Hy sien die wêreld daar buitekant. Ek het al 'n paar keer gesê voorheen, wat het Sodom en Gomorra anders te gedoen as wat die wêreld waarin ons lewe vandag nie doen nie? Hoekom is Jaffa genadig oor die mensdom vandag en het hy nog nie die hele aarde net uitgewis nie? Want wanneer hy kyk na Sodom en Gomorra wat hy met vuur en swaal uitgewis het, dan het ons Jafashua aan die regterhand van die Vader, wat sê dat hy is ons voorspraak by die Vader. Ek wil vir u sê wat as dit nie was vir die genadebloed van Jafashua, wat aan die regterhand van die Vader sit, en vir ons 'n voorspraak is. Sy Vader, daar is nog iemand wat die bonatuurlike woord moet ontvang. En dis hoekom ons met soveel entoesiasme en met soveel ywer hierdie woord uitdra, elke dag. Partykeer 16, 17 boodskappe 'n week, saam met die ontbyte, Engels en Afrikaans. Is omdat ons weet dat Jafashua pleit by Vader Jaffa, en hy sê nie nou nie. Daar is nog van hulle wat so naby is om in te kom. Ek wil vir u sê wat na die woord luister, wat nog nie Jafiste geword het nie. Moenie met die genade tyd speel nie. Ons kan nie net wag vir die wederkoms van Jafashua nie, daar moet nog 'n verbond gesluit word nie. Maar ons lewe elke dag in die gevaar dat ons kan sterf in 'n karongeluk of hartaanval of noem dit wat jy wil. Die dood is onvermydelik tot by die wederkoms van Jafashua. En daarom is dit nodig dat as u nog nie Jafashua as die persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem het nie, dat jy hom moet aanneem. U moet bekeer en u laat onderdompel in die naam van Jafashua tot vergifnis van sonde. Jy speel met die ewige lewe. Hoekom? Hy sê die offer en die lewe van die goddelose is 'n gruwel voor die aangesig van Jaffa ons Elohim. Hoeveel te meer as hulle dit met skandelike bedoeling bring. Wat? Die offer. Nou na alles wil ek vra, hoekom sal 'n ongoddelike wil 'n offer bring? Hoekom? Hierdie laat my so dink aan die godsdienstwêreld daar buitekant. En dan praat ek oor die breë spektrum van boeddhisme en hindoeïsme en ateïsme. Iemand het een keer vir my gesê, Prof, jy moet net onthou, jy moenie so krities wees op die mense wat Boeddha aanbid en Vishnu aanbid en die Hindoe godsdienst en hulle aanbid ten minste 'n God wat net sowel Jaffa kan wees. Sê ek, daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Hulle aanbid 'n afgod. Want die woord beskryf vir my 'n afgod wat uit klip gemaak is en wat uit hout gemaak is. Hy sê daar, hy kan praat, maar hy sê daar, maar hy kan nie terugpraat nie. Hulle plak hom met stukkies golden foil. Jy kan soveel golden foil op daai ouetjie plak as wat jy wil.
Hy kan mooi lyk, hy kan mooi blink as die son skyn, maar dis waar dit stop. Hy kan nie antwoord en sê, ja my seun, ja my dogter nie. Wanneer daai beelde gaan praat, gaan wees na die wederkoms van Jahweh, het jy dit geweet? In die boek Openbaring? Het jy al gaan kyk, na Openbaring 13, vers 10, 11, 12, waar hy sê die vals profeet, na die wederkoms van Jahweh, in die begin van die groot verdrukking, hulle gaan beelde maak wat selfs kan praat. Dis hierdie hologram, ligte en lasers en al die goed. Hulle gaan kan maak, hierdie beelde wat daar sit so, sy lewe lang, is net duiwe wat op sy kop sit en mis, is al. Dis 'n sitplek vir duiwe, vir voëls. En die apies speel daar rond, oorlose op hulle. Verstaan jy waarvan ek praat? Die woord sê, hulle het hande, hulle kan nie vat nie. Hulle het oë, hulle kan nie sien nie. Hulle het 'n mond, hy kan nie praat nie. Hy het voete, hy kan nie loop nie. Hy kan niks doen nie. Dis wat jy sê in Engels, he's stone dead. Verstaan jy wat ek sê? He is stone dead, hy is klipdood. Nie 'n greintjie lewe nie. Maar hierdie vals profeet in die groot verdrukking sal maak dat van daai beelde kan praat. Hoekom? Hierdie hologram, artificial, buikspreek goed wat hulle gaan doen. Weet jy wat, gelukkig gaan ons as bruid nie daar wees om dit te sien nie. Hoekom? Want ons word verander aan die einde van Openbaring 3:22, aan die einde van die genade dispensasie, wanneer Jahweh kom om sy bruid te kom haal te Parousia, gaan ons verander word. 1 Korinte 15, 27 tot 58, uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam Jahweh tegemoet. Ek en u het iets wat ons vooruit kyk. En hierdie ongoddelikes het geen gawe om aan Jahweh die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, enige offers te bring nie. Ek en u sal die offers moet bring. Nou weet jy wat is die beste wat ons kan offer deur te begin? Is ons gebedslewe. Het jy dit geweet? Die woord sê dat ons gebede, die afwiste, die bruid, sy gebede word opgevang in goue houers, bakke, komme. En dit gaan in die boek Openbaring gaan op die altaar voor Jahweh uitgegooi word. Boonbehalwe dat hy reeds weet van elke gebed wat ek en u bid, vir elke koortjie wat ons sing, vir elke gedagte wat ons koester, vir elke weldaad wat ons doen. Hy weet daarvan. En dis hoekom hy sê, moenie dat jou linkerhand weet wat jou regterhand gedoen het nie. Don't boast about it. En die woord sê, voor ek iets gesê, dan weet hy dit reeds. Wat 'n Elohim aanbid ek en u nie vanmôre nie. Hy is so groot, hy hou die aardbol in die halte van sy hand. Maar ook so klein, dat deur die Ruach HaKodesh woon hy in elke een van ons. Die mense wat hy geformeer het, in wie se neus hy die asem van die lewe geblaas het. Hy, die skepper van hemel en aarde, het 'n behoefte om met ons 'n pad te stap, sodat ons in hom nougeset kan lewe, om met hom gemeenskap te hê. Wanneer ons praat van gemeenskap, dan bedoel dit nie seksuele gemeenskap nie, 'n verhoudelike gemeenskapslewe te hê, 'n pa-kind verhouding te hê, waar ek nie en u nie as bedelaars kom wanneer ons kom
om iets te vra nie. Het sy dit genesing is, finansies, uitkomste, 'n woord van kennis. Ons kom nie as bedelaars nie. Die woord sê ons kom as mede-erfgename. Koningsseuns en priesters van Jahwe in sy heerlikheid. Wat 'n heerlikheid. Wat 'n voorreg het ek en u vanmôre om Jahwiste genoem te word. Julle wat geen volk was nie, maar nou die uitverkore volk van Jahwe geword het. Nie deur 'n vleeslike besnydenis nie, maar deur wedergeboorte. Besny aan ons sielsdimensie deur die Ruach HaKodesh. Ja, ek het lus om te preek. Hierdie is woord wat Jahwe vanmôre met ons deel. Ons is meer dan oorwinnaars. Ons is koningsseuns en priesters van Jahwe. Kom ons funksioneer vandag in daai autoriteit. Tot môreoggend as Vader Jahwe lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.